Here, wat 'n voorreg vanoggend om hier by mekaar te wees, om nie net U naam groot te maak nie, maar ook Maas te celebrate. Here, U sê in U woord dat U voel oor ons soos 'n ma in barensnood voel oor haar kinders. Here, U sê in U woord dat U ons by mekaar maak onder U vlerke soos 'n hen haar kuikens. Here, U ken die hart van 'n ma. Here, vanoggend wil ons voor U kom stil raak en in U teenwoordigheid kom sit en kom kuier en kom tyd spandeer en dankie sê vir die waarheid wat U woord vir ons leer. Nie net oor die algemeen nie, maar ook spesifiek ten opsigte van vrouens en maas in ons lewe. Here, kom vanoggend en kom ontmoet ons waar ook al ons is in hierdie lewensjourney. Here, kom raak aan elke pa, elke ma, elke kind met 'n unieke boodskap. Iets om hier weg te vat, iets om te sê, dis wat God vir my sê en van my verwag. Kom maak ons stymige hart seer harte stil. Here, want Moedersdag is ook 'n sensitiewe dag. 'n Dag wat rou emosies losmaak. Kom ontmoet ons waar ons is, Here, en spreek. Ons luister. Amen. Ek wil baie welkom sê aan elkeen wat vanoggend hier is en ook wat aansluit via die video. Dit is Moedersdag en ek moet aan die begin van 'n Moedersdag moet ek 'n paar goed sê oor Moedersdag. Want Moedersdag is 'n dag vir lag en speel en bly wees en celebrate, maar dit is ook 'n dag van hartseer. 'n Dag van mis. En die rede is dat ons sit hier vanoggend met 'n klomp van ons wat al nie meer kan ons maas bel op Moedersdag. Vir een of ander rede. Daar is van ons vroue hier wat wens hulle kan ma wees en al miskraam op miskraam gehad het. Ook wat met video inskakel. Daar is van ons wat hierdie Moedersdag, hulle eerste Moedersdag vier sonder 'n ma. En daarom moet 'n mens sensitief wees oor hierdie goed. En vanoggend wil ons vir jou sê, as jy hier is jy die produk van 'n ma. En as jy die voorreg het om kinders te hê en jy het nie meer 'n ma nie, dan vier ons nog steeds Moedersdag vir al die redes wat Moedersdag gevier kan word. Want dit gaan oor al die mense om ons. Ek het onlangs 'n gesprek gehad met iemand wat sy vrou oorlede is en hy sê vir my, mense wil hê ek moet my vrou se verjaarsdag vier of Moedersdag vier. Maar my vrou is by die Here, sy verjaar by hom, Moedersdag is by hom. Toe sê ek vir hom, ja, jy's reg. Maar vir jou kinders is haar verjaarsdag belangrik. Vir jou kinders is Moedersdag belangrik. So selfs al wil jy dit nie vier nie, doen dit vir hulle. En toe het hy vir my gesê, Johan, weet jy wat, ek het nie so daaraan gedink nie. So vanoggend wil ek kom en ek wil sê, geseënde Moedersdag. Vir hoe lank jy ook al ma was, al was dit net vir 'n paar weke. Al kon jy nooit vashou dit wat jou ma maak nie. So vanoggend wil ek kom en ek wil praat oor die tema rondom ongesien, ongehoor en onsigbaar. En ons is tans besig as 'n gemeente om die Bybel deur te lees, hoofstuk vir hoofstuk, elke weeksdag, en ons is amper by die einde van Handelinge, en ek is so excited, want die rede hoekom ek opgewonde is my gunsteling boek is die volgende boek wat ons gaan lees. Maar hierdie week gaan ons klaarmaak met Handelinge. En ek wil begin met hierdie ding wat ek op die internet gekry het, waarom is maas vir ons belangrik? Ekskuus, ek is oud. Miskien moet ek so maak. Omdat sy die een is wat ons lief het, voordat ons eerste asemhaal. Sy is die veilige plek waarheen ons hart loop, wanneer die wêreld te groot voel. Haar drukkies voel soos huis. Haar woorde kalmeer ons vrese en haar opoffering gaan dikwels ongemerk, maar nooit ongesien. Maas is nie perfek nie, maar hulle liefde is kragtig. Dit vorm wie ons is en wie ons word. Hulle leer ons vriendelikheid. Hulle leer ons om aan te hou probeer.
Hulle leer ons wat dit beteken om onvoorwaardelik geliefd te wees. 'n Ma se daar wees skep die mooiste van herinneringe. Haar afwesigheid laat 'n leemte agter. En haar liefde bly vir altyd by ons. Sien, dis die goed wat ons sê oor ma's en oor vrouens. Maar as jy Handelinge gaan lees, en ons gaan nie vanoggend 'n spesifieke teks uit Handelinge uitlees nie, ek wil vanoggend praat omdat ons amper aan die einde van Handelinge is oor die hele Handelinge. En hierdie is 'n statistiek uit Handelinge uit. Ek weet jy gaan nie kan raai nie, maar in Handelinge word die naam van mans 140 keer genoem. Die name van vrouens 15 keer. En meer as helfte van daai 15 keer in verhouding tot hulle mans. Nie apart nie, nie asof hulle spesiaal is nie, net as die attachment. Nee? Nou, vir my en vir jou, wat in 2026 leef, klink dit dalk shocking. In die Bybelse tyd sal hulle sê 15 keer, dis 15 keer te veel. Wie het daai boek geskryf? Gooi hom onder klippe. Vrouens is besittings. Vrouens loop 3 tree agter jou. Hulle sorg dat die kinders stil bly. Hulle dra die groceries. En as jy by die huis kom, dan sorg dat jou voete gewas is voor jy by die deur instap. Hulle praat as al met hulle gepraat word, hulle praat nie eers nie. Dis wat in die Bybelse tyd gebeur. En ongelukkig is daar mans en volledige kulture en geloofsgroepe en selfs kerke wat hierdie ding promoveer en nog steeds sê, maar 'n vrou se posisie is daar en 'n man se posisie is daar. En vir enigiemand wat dit sê, wil ek vir jou vra, vat jou Bybel en ruk Genesis uit. Want in Genesis, wanneer God die man maak en dan maak hy die vrou, dan gebruik hy 'n woord wat jy kan gaan verdraai net soos jy wil. Die woord gelyke, wanneer God na die vrou verwys, is in enige manier wat jy dit vertaal of gaan opsoek in die oorspronklike Hebreëus of Aramees of in die Griekse vertaling daarna wat die vroegste vertaling was van die Hebreëse Bybel. Jy kan dit gaan soek. Gelyke beteken gelyke. Nie 'n halwe tree laer nie, gelyk. So toe God die man en die vrou gemaak het, het hy nooit hierdie idee gehad dat mans hier is en vrouens hier is nie. Dis wat die kultuur gedoen het. Dit is wat mans gedoen het. En mans doen dit nog steeds en ek moet eerlik wees en sê, ek is jammer, ek sê dit vir my vrou, nou, dat soms doen ek dit self, sodat ek 'n bietjie groter kan voel, sodat ek 'n bietjie belangriker kan voel. Soms en ek, dit hoort nie so nie, maar dit is so, 'n man se ego is so groot dryfveer vir homself, dat hy wil homself altyd eerste sit en belangrikste maak, en dis goed so, en die Here het ons so gemaak, sodat ons in die oorlog kan eerste hardloop en dink ons is invincible. Maar as dit kom by 'n vrou, dan hoef vrouens nie terug te staan nie, maar ongelukkig was daar 'n man met die naam van Petrus wat 'n boek geskryf het. En hierdie woorde geskryf het. En deur die eeue is hierdie woorde verkrag. En vanoggend gaan ek hom vir jou preek soos hy gepreek moet word. Vertaal soos hy vertaal moet word. En in van die Afrikaanse vertalings is hy reg vertaal, maar ek het as prins 'n vertaling gaan kies wat verkeerd vertaal is. Die vers in 1 Petrus 3 vers 7 sê hierdie woorde: mans en by implikasie en kinders, julle moet verstandig wees met julle vrouens of ma's en verstandig met hulle saamleef. Nou mans koop hierheen, hulle verstaan hierdie, né? Jy moet verstandig wees met jou vrou en jy moet geduldig en jy moet weet as jou vrou sê ja, dan is dit ja, as jou vrou sê nee, dan is dit nee, en as sy vir jou sê wat, dan is dit nie omdat sy nie gehoor het nie, sy gee jou kans om weer te dink. Mans weet hierdie, jy moet verstandig wees met 'n vrou. Nou, ons verstaan daai. Maar dan kom hierdie woorde: bewys eer aan hulle as die swakker geslag, wat saam met julle deel in die lewe as 'n genadegawe.
Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. Nou daai twee woordjies, swakker geslag. In Grieks, lanklaas Grieks gelees, asternesteroi, skewei. Skewei is swakker, né? Nie skeef nie, skewei, ek weet dit klink soos skeef, maar is nie dit nie. Daai woorde verwys na die uiterlike vorm van iets. 'n Vrou is uiterlik deur God mooi gemaak, sag gemaak, sodat sy liefde kan uitstraal en liefde kan gee. Sodat haar kinders, as hulle hartseer is, na hulle toe hardloop, na 'n ma toe hardloop, want hulle weet 'n ma se liefde is sag. Maar dit verwys slegs na die uiterlike. Dit sê niks van die totale mens nie, van die karakter van die persoon. Want ek sê vir jou, Spreuke 31, daar is nie so 'n hoofstuk oor mans in die Bybel. Gaan soek hom, jy gaan hom nie kry nie. Daar's 'n hele hoofstuk in die Bybel wat net sê hoe amazing is 'n ma. So vanoggend wil die Here hierdie teks vir jou kom regtrek en vir jou sê dat in die Nuwe Lewende Vertaling sê dit nie die swakker geslag nie. Dit gebruik iets soos broser. Een van daai woorde wat sê sy's uiterlik en jy moet haar soos porselein hanteer. Sag, mooi, met liefde. Jy kan nie na 'n vrou toe stap en haar op haar boude klap en sê hy dik is, hoe gaan dit nie? Jy kan dit met jou manspelle doen. En hulle gaan niks aan jou doen nie, maar doen dit met jou vrou. Ek dare jou. Sê jou laaste Moedersdag wees. Jy stap na jou vrou toe en jy sê, my skat, jy lyk mooi. Jy's die kroon van ons gesin. Sien hierdie teks kom Paulus en hy wil, nie Paulus nie, Petrus, en hy gee vir ons spesifieke beginsels. En hy sê, wanneer dit by vrouens kom, moet ons verstandig wees oor hoe ons optree. Want sien, 'n vrou se brein werk anders as 'n man se. 'n Man werk een blokkie op 'n slag, en dit help hulle om te fokus. Maar 'n vrou dink aan alles, en daarom is 'n vrou se wysheid iets wat jy op moet ag gee. Die Here sit jou vrou in jou lewe, want sy dink aan goed wat jy nie dink nie, sy sien goed wat jy nie sien nie. Jy het 'n enkelvoudige visie. Jy sien net die pad voor jou en is oop en ek kan 120 ry of 160 ry. Sy dink aan die kinders in die agterste sitplek en die melktert en die vla wat sy nie baie mooi toegemaak het agter in die bak nie. Sy dink aan al die karre en sy dink aan die bande wat kan bars en sy dink aan 'n miljoen goed en daarom sê sy vir jou, luister stadig asseblief. En sy doen dit met ander besluite ook, want sy dink aan alles, sien alles, hou alles in ag. Daarom moet ek, as my man, ek kan nie my man wees nie, ek as man van my vrou, en ons kinders moet, wanneer hulle na hulle ma toe gaan, moet hulle weet, sy's verstandig, sy's wys, en ek lees 'n artikel, en dit is ek so die Here voor dankbaar, dat dis actually biologies bewys dat 'n vrou is verantwoordelik vir hoe slim haar kinders is. Dis geneties. Nou party kinders sal sê, arme ek, nie in ons huis nie. In ons huis is my vrou baie wyser, baie slimmer. Sy het baie meer onderskeidings gehad, toe ek haar leer ken het. Toe was ek een van daai, sê hulle mos, ek het 60 gekry en ek was in my skool se top 10. Dit was, in elk geval. My vrou was in 'n matriekgroep van oor die 250. Sy was in die top 10. Sy was die hoofmeisie. Sy was in die eerste netbalspan. Sy was alles. Toe ek haar ontmoet het, toe kom ek agter, jy gaan jou sokkies moet optrek, broer. Hierdie is Kroonwild. Petrus kom en hy sê, tree verstandig op as dit by 'n vrou kom.
Nie omdat jy versigtig is nie, nie omdat jy bang is nie, maar omdat sy verder dink as jy. Jy het een ding wat jy gedoen wil hê, sy neem alles in ag. Die tweede een kom, en dan kom Petrus en hy gee die beginsel, hy sê, bewys eer aan hulle as die fisiese swakker geslag. Met ander woorde, dit wat ek nou doen, om my vrou te komplimenteer en te eer, dis 'n goddelike opdrag. Want sien, mans doen hierdie ding, en daar's sulke mans in hierdie dorp, wat met 'n vrou trou, wat suksesvol is, en dit gaan goed, en whatever, en sy het 'n besigheid, of sy het 'n beroep, en dan trou hulle met haar, en dan sorg hulle dat sy so vinnig as moontlik swanger word, en dan sê hulle vir haar, luister, hou op werk, en dan teen die tyd wat sy 15 of 18 jaar later agterkom, maar haar man het haar ingeruil vir 'n jonger model, kom sy agter haar skills werk nie meer nie, en sy kan nie meer werk nie, en hy het haar afhanklik gemaak. Gesorg dat sy op haar plek is, want as ek vir jou los, dan het jy niks. En dan sê daai mans dit vir hulle vrouens. Ek sal vir jou inruil. Jy's niks sonder my nie. Ek het vir jou nuus. Jy's niks sonder jou vrou nie. Bewys eer aan jou vrou. Die Here kom en dan sê hy hierdie woorde verder, nog 'n beginsel. Jy en jou vrou, jy en jou ma, as jy die kind is, julle deel hierdie lewe as 'n genadegawe. Hoekom is dit die waarheid? Want in die Bybelse tyd, as jy 'n kind was, so by the way, as jy 'n kind was in die Bybelse tyd, en ek het dit al baie gesê, maar ek sê dit vanoggend weer, as jy 'n kind was in die Bybelse tyd, staan in die Ou Testament, as jy teen jou ma teruggepraat het, of jou pa teruggepraat het, of net binnensmonds geprewel het, of jou deur toegeslaan het, en vir hulle vertel het in jou kamer wat jy van hulle dink, maar hulle hoor dit nie, dan is jy gestenig. So jou lewe is letterlik 'n genadegawe. Jou ma het jou nie verwrig toe jy klein was nie, en dit verdien het nie. Onthou julle, wie sit wat 16 ure in kraam was? Sit ook nie snork nie, of Vetkoekpaleis? In Vetkoekpaleis, daai tannie wat die hele tyd vir haar kind gesê het, 16 ure was ek in kraam gewees vir jou. Jy is 'n genadegawe. Hoeveel keer wou jy nie verwrig nie? Partykeer dink ma's, en ek is eerlik, want pa's doen dit ook. Partykeer as jy na jou kinders kyk, dan wonder jy, die Here gesê, maak dood of maak groot. Jy verstaan hoekom Abraham nie 'n probleem gehad het om sy tienerseun te gaan offer nie. Want sy vrou het gesê, vat hom of ek vermoor hom hier. Want sy nog een keer vir my sê, hy hou nie van die kos wat ek voorsit nie, gaan ek hom verwrig. Nee, ma's, identifiseer ons so bietjie. Maar die Here kom en hy sê, hierdie lewe wat ons het, is 'n genadegawe. Hoeveel ma's hier wens hulle het kinders? Hoeveel kinders hier wens hulle ma's het nog geleef? Dis letterlik die waarheid. Elke dag wat ons het om te deel op hierdie aarde is 'n genadegawe. Ma's moet dit besef en kinders moet dit besef. Dis waar. Maar dan kom hy aan die einde van hierdie vers en dan sê hy hierdie woorde. Hy eindig met die vers waar hy sê, as jy nie hierdie goed doen nie, dan verhinder dit jou verhouding met God. Met ander woorde, die kwaliteit van my kontak met God, die intimiteit van my kontak met God as man en as kind in my ouers se huis, as kind van my ma, word gemeet aan die liefde, die eer en die verstandigheid waarmee ek my ma en my vrou hanteer. As jy jou vrou nie eer nie, as jy nie in wysheid met haar saamleef nie, as jy nie die lewe met haar deel as 'n genadegawe en sien dat sy God se genade geskenk aan jou is en jy aan haar is nie, dan sê God, dan luister ek nie as jy bid nie. Weereens nie iets wat ek in die Bybel kry oor mans nie. Want tussen jou en my, ek is baie eerlik oor mans, baie mans verdien hoe hulle vrouens wil hanteer. Hulle vra daarvoor. Want vir baie vrouens moet net uitdeel wat hulle vat.
En ja, mans, ek is jammer as ek so hard is op julle. As jy onskuldig is, prys die Here daarvoor, maar as jy net 'n bietjie skuldig is, maak reg. Die Here kom vanoggend en hy sê 'n vrou is haar man se gelyke. Sy is haar man se helper. Sy is daar om deur haar man en haar kinders met wysheid gehanteer te word. Want sy is wyser. Sy is dit. Dis hoe God haar brein aan mekaar gesit het. Bewys eer aan haar. Want sy is God se kroonjuweel. God het haar heel laaste in die skepping gemaak. Sy is die mooiste van al sy blomme. Besef dat jy lewe deel met hierdie persoon. Elke oggend as jy wakker word en jou ma leef nog, elke oggend as jy wakker word en jou vrou staan langs jou op uit die bed uit, is dit 'n genadegawe. En weet dat as jy so met jou vrou en met jou ma leef, dan sê die Here, dan wys jy het my lief. Dan kan jy met vrymoedigheid na my toe kom en tot my bid, want ek hoor jou. Want daai persoon wat ek in jou lewe gesit het, jou ma, jou vrou, jy eer haar, jy het haar lief. En dis wat God van ons verwag. So vanoggend wil ek vra dat ons as mans en as kinders vir ons ma's kom dankie sê, en Shamaine moenie vir my kwaad wees nie, en my kinders moet ook nie vir my kwaad wees nie, ek het hierdie met julle gereël nie. Shamaine, kom vorentoe asseblief, en my kinders en Ansel, kom asseblief ook vorentoe. Is Christine hier of is sy by die kinderkerk? Mag gaan haal haar asseblief. Ewen, sê gou vir Christine gaan haal. En die band moet ook vorentoe kom, dis nou julle tyd. Right. Ansel, asseblief. Skatie, jy staan hier net hier voor my. Jou kinders kan om jou staan. Al daai binnesmondse goed wat ek nou van gepraat het, dit gebeur nou daar agter. As jou gesig nie daar is nie, moenie vir my kwaad wees nie, dit het lank gevat om al hierdie foto's op Facebook te gaan steel. As jou gesig nie daar is nie, moenie vir my kwaad wees nie, ons het probeer om soveel as moontlik in te kry. Hy's net so groot. Nou, wil ek vir al die ma's vra om te bly sit. En vir al die pa's en kinders langs hulle vra om hulle te staan. Maar verkieslik agter, sodat jy daarom nog die skerm kan sien. En ek wil vir jou vra om jou hande so oor jou ma se kop te sit, of jou vrou se kop te sit, of die vrou wat naby jou is se kop te sit. As 'n vrou alleen is, en jy weet sy is 'n ma, steek sommer jou hand uit na haar toe ook. En as jy nie noodwendig met haar getroud is nie, maar jy sit net langs haar, sy is iemand anders se ma, seën haar in elk geval. Hierdie lied gaan ons musiekbediening vir ons sing, is 'n lied wat 'n seën is vir ma's, en om net te sê, ma's is vir ons special. En ek wil dit sing, ek wil dit saam met hulle bedoel vir hierdie. Kom ons seën die ma's in ons lewe. Mans, kinders staan, vrouens bly sit. Dankie. Ek het probeer uitwerk, maar dis onmoontlik. 100.000 kilo's tussen die skool, die veld en die kerk. Ek sweer jy was brawe, as meeste mense. Jy het soveel mense, vir my laat word. Jy keer 'n jaar, is nie genoeg nie. Ek weet het moet meer gedeel, wel dit dankie sê. Vandag kom kyk die Here vir my lewe. Hy het gegee, jy het gegee. Dankie vir al die pryse, dinge
wil lekker gasie op jou mensweeslik. Elke keer se liefde jou lekker. Jy het al aan my ongeleef. Jy is my klankbord, hoeveel jare. Altyd slag gereed om harde vraag te vra. En as ek stil staan en my oë toemaak, hou ek jou praat, jou moet vir my kom praat. Ek wil al die huis Achterlijke passie, jou mensweeslik. Elke keer se liefde jou lekker. Weet jy het al Jy het my gekend, al die mense. Spesifiek aan die wat minder as ons het. Om te dink daar was jare waar ons min gepraat het, ons plan gemaakt het, wat jy net sê. Dat die wil al die thuis Jy is 'n rots, jy is ons anker. Dankie Shamaine, my vrou en die ma van ons kinders. Dankie julle, kom maar sit. Right, jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiende en jou offergawe, voordat ons vanoggend se seën uitspreek. Terwyl ons die slotlied sing, het die Here met my gepraat en vir my gesê, maar daar is enkele gevalle van mense hier en mense wat inskakel via video, wat die belewenis het van 'n ma wat nie optree soos 'n ma nie, van 'n ma wat nie in liefde optree teenoor haar man of haar kinders, ma's wat weggeloop het, ma's wat kinders afgeskryf het. As dit jou realiteit is, bly bid vir haar. Ontvang die seën van die Here, ma's. Vandag se seën gaan oor julle. Mag elke man en kind hier dit spreek oor hulle ma's vanoggend, want elke een van ons hier het 'n ma. Anders sou jy nie hier gewees het nie, dis biologies onmoontlik. Selfs al is jy 'n proefbuispaal. Mag jy, ma, bekleed wees met krag en met waardigheid. Mag jy, ma, meer lag in die dae wat voorlê. Mag ons wat jou liefhet opstaan vir jou. Mag ons jou geseënd noem en geseënd hanteer. Mag jy deur ons en ander geprys word vir wie jy is en vir wat jy vir ons doen. Amen.